Ons lees die baie bekende woorde in Lukas 2 vers 10 en almal ken hierdie. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. En hierdie is vir my sulke mooi woorde, 'n tyding van groot blydskap. En ek het al hoeveel keer in my lewe net gaan stil sit en vir myself gesê, hoekom word hierdie woorde gebruik? Hierdie woord blydskap, hierdie woord groot blydskap. Daar's 'n groot verskil tussen happiness, wat baie dun en oppervlakkig is, en groot of diep blydskap. Kom ek probeer vir jou verduidelik. Happiness is altyd gekoppel aan 'n gebeurtenis. Jy verjaar, dit is vir jou lekker om 'n vriend of 'n vriendin te sien. Jy verjaar, jy kry 'n persent, dit is happiness, dit is 'n gebeurtenis wat gebeur. Die Springbokke wen teen die All Blacks of teen Ierland, wat ook al, dit is 'n event, dit is 'n gebeurtenis, dit maak ons happy, dit is happiness. Ag, dit hou vir 'n dag, dit hou vir 'n twee dae, dan is dit verlede tyd. En dan kry jy blydskap. Blydskap, ware diep blydskap. Hierdie tyding van groot blydskap is gekoppel aan 'n persoon. Ja, sy geboorte is 'n event, dit is 'n gebeurtenis, maar blydskap gaan nie net oor die event nie, dit gaan oor die persoon. Daardie persoon wat aarde toe gekom het, Jesus Christus, wat jou lewe kom aanraak het en my lewe kom aanraak het en vir ons 'n nuwe identiteit gegee het en vir ons nuwe mense maak, wat vir ons vrede gee wat alle verstand te bowe gaan en uiteindelik ware blydskap, ten spyte daarvan dat ons baie keer omstandighede beleef wat ons nie bly maak nie, wat ons nie opgewonde maak nie. Dit is ware blydskap, gekoppel aan 'n persoon, gekoppel aan Jesus.